Ok, leerpapier vir stoffering, jaar 1, vir die toets van die 12de Junie. So ons begin met die werksplek veiligheid. Ongelukke by die werk gebeur met meer gereeld wanneer werknemers 'n herhalende werk doen, iets onverwags gebeur, of hulle is onervare of oorverseker oor die gebruik van die gereedskap. Nou die gereedskap sluit goed in, soos die pneumatiese kramgeweer, 'n kramverwyderaar, staalliniaal en hamer. As ons bietjie afbeweeg, kies die regte gereedskap en sorg daarvoor. Nou, 1, koop kwaliteit gereedskap. Hamers met houthandvatsels is nie so veilig soos die van staalhandvatsels nie, en maak seker dat staalgereedskap met hitte behandel is. 2, inspekteer gereedskap gereeld om te verseker dis in 'n goeie toestand en werk behoorlik. 3, as jy iets fout vind met die gereedskap, moet dit nie gebruik nie, rapporteer die probleem. Doen gereelde instandhouding op jou gereedskap, volg altyd die vervaardiger se instruksies, hou ekstra gereedskap byderhand, ingevul die gereedskap wat jy beplan het om te gebruik, beskadig is. Maak seker dat jy jou gereedskap op 'n veilige plek stoor, hou skerp kante weg van kinders en ander wat kan seer kry as hulle probeer om die gereedskap te gebruik. Wanneer jy op hoogtes werk, moenie gereedskap los waar dit op werkers wat onderstaan kan val nie. Dan gaan ons aan na wenke vir die veilige gebruik van 'n pneumatiese kramgeweer, of pneumatiese gereedskap eintlik. Dit is belangrik om veiligheidsbrille en gesigbeskerming te dra wanneer pneumatiese gereedskap gebruik word. So die eerste ding, verifieer dat alle dele van die gereedskap stewig vasgemaak is voor elke gebruik. Moet nooit 'n kramgeweer op jouself of 'n ander persoon rig nie. Wanneer jy klaar 'n kramgeweer gebruik het, maak seker dat die druk vrygestel word voor jy die verbinding breek. Moenie 'n kramgeweer wat gelaai is, berg nie. Gebruik 'n veiligheidsknip of houer om te verhoed dat aanhegsels uitgegooi word. Dra altyd oogbeskerming. Verseker 'n veilige werksomgewing deur skerms te gebruik om naby geleë werkers teen vleiende fragmente te beskerm. Moet nooit gereedskap sonder toesig laat nie. Ons beweeg aan na persoonlike beskermende toerusting toe. Hulle praat daarvan as PPE. Nou eers kyk ons na die wetgewing. Die beroepsgesondheid en veiligheidsregulasies bepaal dat waar persoonlike beskermende toerusting gedra moet word, dat die werkgewers se verantwoordelikheid is om te verseker dat die PPE die gevaar waaraan werknemers blootgestel word, voldoende kan beheer. So wanneer daar iets gebeur, moet die PPE wat die werkgewer jou gee, jou kan beskerm dat jy nie seer kry nie, as iets sou gebeur. Ons gaan kyk na die PPE, die volgende 3. Eerste, oorpak. Oorpakke word hoofsaaklik gebruik as beskermende drag tydens werk om bo-oorklere gedra te word, wat jou klere en die individu teen spatsels en gemors beskerm. 'n veiligheidsbril. 'n veiligheidsbril is verpligte PPE vir enige werkplek. 'n veiligheidsbril is oogbeskermingstoerusting. Dit beskerm teen stofdeeltjies en ander vleiende pyn wat ernstige oogtoestande soos korneale skaafplekke of skrape kan veroorsaak. Dan is stofmasker. Stofmaskers is een van die mees gebruikte persoonlike beskermende toerusting. Die stofmaskers het 'n noodsaaklike veiligheidsvereiste geword vir werksplekke reg oor die wêreld, wat gebruik word om die gebruiker se mond en neus teen stof en gasse te beskerm. Ons beweeg aan na meet en ons kyk eers na die meetgereedskap. Nou ons 'n tabel. In die eerste kolom is die naam van die gereedskap, die tweede een 'n prentjie en die derde een hoe jy dit gebruik. Die vierde kolom is hoe om hierdie gereedskap te versorg en te onderhou. Maar al hierdie het betrekking met al die gereedskap. So dis nie een vir daai en een vir daai nie. Al hierdie pas by almal van hulle. So ons begin by 'n staalmaatband met lang stukke hout en meet gewoonlik in meter, dan 'n gewone maatband, meetdele met kurwes en jy kan meet in meter, sentimeter en millimeter.
3 'n naaldwerkmeter, meet korter lengte soos some en nate in sentimeter en millimeter. 'n Staalliniaal, jy kan spons en materiaal meet en merk om dit te sny en jy meet in sentimeter en millimeter. Dan 'n winkelhaak is om spons en materiaal te merk om te sny en om seker te maak dat die hoeke 90 grade is. Nou versorging en onderhoud van al hierdie gereedskap, moet dit skoonmaak met 'n lintvrye lappie, hou droog om roes te voorkom, geen direkte sonlig om rek te voorkom, maak seker nommers en merkies is leesbaar, kontroleer deur seker te maak afmetings is steeds akkuraat. As ons hieronder kyk, meet met 'n staalliniaal en maatband. So 'n staalliniaal word gebruik om kleiner reguitdele van materiale te meet. Dan die tweede een, 'n maatband van materiaal is om kurwes te meet. Nou 'n kurwe is as daar iets rond is, soos hier om haar arm is dit rond. Dan 'n maatband van staal word gebruik om groot stukke hout en ander groot stukke materiale te meet. Nou, ons gaan aan na basiese meeteenhede toe. Nou hier is dit belangrik om na daai prentjie te kyk en te sien dat jy altyd, maak nie saak of jy millimeter of sentimeter is, jy begin altyd by 0. As jy die klein lyntjies volg op jou liniaal tot by die 5, is dit 5 mm. Nog 5 is 10 mm en dan eers kom ons by 1 cm. So millimeter om klein lengtes soos nate, some, knoopsgate ensovoort te meet. Centimeter om 'n bietjie langer lengtes te meet soos nate, some en patroonstukke. Meter om langer lengtes te meet soos wanneer jy materiaal, hout ensovoort skoop. Berekeninge of omskakeling van millimeter, centimeter en meter. Maar wanneer jy 15 cm het en jy wil dit na millimeter toe vat, dan volg jy die pyltjie en jy moet met 10 maak. 15 maal 10 is 150. So 15 cm is gelyk aan 150 mm. Selfde vir meter na centimeter toe, dan moet jy maal met 100. Dan kom ons by 20 mm en ons wil centimeter toe gaan. Nou moet ons deel met 10. 20 deel 10 is 2, so 20 mm is gelyk aan 2 cm. 75 cm na meter toe, nou moet ons deel met 100 en is 0,75 meter. Dan as ons bietjie verder afgaan, bereken omtrek, oppervlakte en volume. Nou ons gaan net na die oppervlakte kyk. Die omtrek en die volume is hier sodat jy kan sien wat is die verskil. Die omtrek is basies net daai sy as jy om hom sou loop. Die volume is wat binne ingaan en ons werk met die oppervlakte, die plat deel, soos die plat stuk materiaal. Nou die spasie wat 'n plat oppervlakte bedek is oppervlakte. Dit word gemeet in vierkante eenhede soos vierkante millimeters, vierkante centimeter, vierkante meter of vierkante kilometer en jy bereken dit deur te sê lengte maal breedte. As ons omlaai is op 'n voorbeeld, jy is hiervan, jy sal sien, dis 'n reghoek, die breedte is 7 cm en die lengte is 10 cm. So die oppervlakte is gelyk aan lengte maal breedte, daar bly altyd dieselfde. Dan sê ons 10 wat die lengte is, maal met 7 wat die breedte is, dan kry ons 70 en dan tot die mag 2. So 70 vierkante centimeter. Daai twee keer is baie belangrik. Okay, ons beweeg aan na tegniese tekeninge toe. En as ons nou daar kyk na daai dobbelsteen. As jy direk van bo af kyk, dan kan jy nie die kante sien nie. Al wat jy gaan sien is daar nommer 3. Selfde met die vooraansig, as jy vir 'n dobbelsteen direk van voor af kyk, gaan jy nie die ander twee sy, jy gaan slegs die nommer 1 van voor af sien. Selfde met die sy-aansig, wanneer jy net van die kant af kyk, gaan jy net die sy-aansig sien. Baie sterkte.